oefening 6.2 op bladsy 65. By hierdie oefening gaan ons dieselfde transaksies as wat by oefening 6.1 gebruik is, gaan ons boekstaaf, maar in plaas daarvan om dit direk in die algemene grootboek aan te teken, soos by oefening 6.1, gaan ons die transaksies eers in 'n kontant ontvangstejoernaal en kontant betalingsjoernaal boekstaaf en dit dan aan die einde van die maand oorboek na die algemene grootboek. Kyk wat sê die opdrag. 6.2.1 Teken die transaksies aan in die kontant ontvangstejoernaal en die kontant betalingsjoernaal van Salon Marina vir Junie 2015. Dan in die tweede plek, boek eers aan die einde van die maand hierdie KOJ en KBJ oor na die geopende rekening in die algemene grootboek van Salon Marina. In die derde plek, sluit al die rekeninge korrek af om op 30 Junie die banksaldo van die bankrekening te bepaal. En dan interessant, 6.2.4, stel 'n proefbalans op 30 Junie 2015 op om die korrektheid van jou oorboeking te bewys. Dit wil sê om seker te maak die dubbel inskrywingsbeginsel is toegepas. Nou hier is die transaksies vir Junie 2015. Op die 2de Junie M. De Waal deponeer R50.000 as kapitaalbydra in die onderneming se lopende bankrekening. Kwitansie 67 word namens die onderneming aan haar uitgereik. Dit wil sê die eienaar sit geld in die onderneming se lopende bankrekening, die onderneming ontvang geld. Nou in die kontant ontvangstejoernaal, en hier sien jy nou vir die eerste keer die kolomme. Die eerste kolom dokumentnommer, die tweede kolom dag en dan besonderhede. Nou sien jy die hoofopskrif, kontant ontvangstejoernaal van Salon Marina vir Junie 2015 en daar is die folionommer KOJ. Dus vir hierdie eerste transaksie hoef ons bloot te sê die brondokument is duplikaat kwitansie 67 en die dag waarop die transaksie plaasvind is die tweede, want Junie staan reeds in die hoofopskrif. Besonderhede, die geld is ontvang van M. De Waal en nou gaan ons sê, daar is ontvang 'n bedrag wat hulle gesê het van R50.000, maar hier is dit nou interessant, die eienaar het hierdie geld direk in die onderneming se lopende bankrekening inbetaal. Dus, hierdie ontleding van ontvangste kolom word slegs gebruik as die onderneming die geld ontvang en ons vat dit bank toe. Daarom sal jy hierdie bedrag nie in ontleding van ontvangste skryf nie, maar bloot in die bankkolom R50.000 en nou moet jy sê, waarvoor is hierdie geld ontvang? Nou dit is vir kapitaal, daar is nie 'n kolom vir kapitaal nie, daarom in hierdie laaste 3 kolomme, diverse rekeninge, gaan skryf ons R50.000 is ontvang vir kapitaal en ons sal dit oorboek na die rekening in die algemene grootboek met die folionommer B1. Kan jy die dubbel inskrywing sien? Die bankrekening sal aan die einde van die maand gedebiteer word, bate wat meer word, en die kapitaalrekening sal gekrediteer word, want dit verhoog die eienaarsbelang, daardie R50.000. Op hierdie stadium is dit dus die enigste inskrywing wat ons maak. Geld is ontvang, dis in die kontant ontvangstejoernaal geskryf, en ons sal dit eers aan die einde van die maand oorboek. Die tweede transaksie vind plaas op die 5de Junie. Betaal die City of Tshwane per cheque nommer 001 vir 'n handelslisensie R600. Nou betaling word in die kontant betalingsjoernaal geskryf. Kyk mooi na die hoofopskrif. Kontant betalingsjoernaal van Salon Marina vir Junie 2015 en daar sien jy die folionommer KBJ. Nou die eerste kolom, dokumentnommer, skryf ons die nommer van daardie cheque teenblad. Dus cheque teenblad 001 dien as bewys dat hierdie transaksie plaasgevind het. Die dag waarop hierdie transaksie plaasgevind het, is die 5de Junie. Nou onthou Junie staan in die hoofopskrif, dus net die 5de. En nou baie belangrik, die naam van begunstigde. Die cheque is uitgereik aan die City
of Tshwane, dus by naam van begunstigde City of Tshwane. En nou moet jy die volgende sien gebeur. Uit die bank uit neem ons hierdie bedrag geld van R600. Ons gaan die bank dus minder maak, krediteer met die bedrag. Dit is om 'n handelslisensie te betaal. Nou daar is nie 'n kolom vir 'n handelslisensie nie. Hierdie kolomme is net vir items wat gereeld betaal word. Daarom onder die diverse kolom het jy die inskrywing R600 vir 'n handelslisensie en dit sal ons oorboek na N4. Dit is die handelslisensierekening se folionommer. Sien jy dus die dubbelinnskrywing? Die bank word gekrediteer minder gemaak met R600 en handelslisensie, die uitgawe, word gedebiteer. Ons volgende transaksie op die 6de, ryke cheque uit aan Miller & Kie vir huur betaal R1320. Nou baie belangrik, jou cheque teenblad nommers moet op mekaar volg. Jy hoef dus nie vir jou die volgende cheque teenblad nommer te gee nie. Jy weet in jou chequeboek spring jy nie rond nie, jy gebruik die volgende nommer. Dus cheque teenblad 002 is op die 6de Junie uitgereik. Hierdie keer is die naam van begunstigde is Miller & Kie. Miller & Kie, die bank word minder gemaak met R1320. Die bank word dus gekrediteer en hierdie keer was dit vir huuruitgawe. Daar's ook nie 'n kolom vir huuruitgawe nie, dus in die diverse rekeninge kolom huuruitgawe, daardie R1320 en huuruitgawe N7 is die rekening wat ons sal debiteer. Ons volgende transaksie, die 9de, koop toerusting by Tron & Seuns vir R8,800 en betaal per cheque. Belangrik dat jou cheque teenblad nommer, die volgende nommer is cheque teenblad 003. Die dag wat die transaksie plaasvind is die 9de en weer eens baie belangrik, die naam van begunstigde, die onderneming aan wie die cheque uitgereik is, Tron & Seuns. Uit die bank uit betaal ons 'n bedrag van R8,800 en hierdie keer is dit vir toerusting wat gekoop is. Daar's nie 'n kolom vir toerusting nie, daarom ook in die diverse kolom het jy die R8,800. Toerusting is die rekening wat ons gaan debiteer en toerusting se folionommer B4. Bate wat meer word met R8,800 en die bank 'n bate wat minder word met R8,800. Die volgende betaling is op die 10de. Betaal vir De Wet & Kie R1,100 per cheque vir verbruiksgoedere aangekoop. Nou hier moet jy mooi kyk. Die volgende cheque teenblad nommer is cheque teenblad 004. Die dag wat die transaksie plaasvind is die 10de. Die naam van begunstigde is De Wet & Kie. Dis die onderneming by wie ons hierdie verbruiksgoedere gekoop het. Uit die bank uit neem ons hierdie bedrag wat ons per cheque betaal R1,100 en hierdie keer is dit vir verbruiksgoedere. Dit is iets wat gereeld aangekoop word gedurende die maand. Daarom is daar 'n kolom, daarom in die verbruiksgoedere kolom R1,100. Die bank word gekrediteer bate wat minder word en verbruiksgoedere word gedebiteer want dit is 'n uitgawe. Ons volgende transaksie op die 11de, betaal 'n cheque aan die Beeld vir advertensie geplaas R140. Die volgende cheque teenblad nommer is cheque teenblad 005. Die dag wat die transaksie plaasvind is die 11de. Die cheque is uitgereik aan die Beeld. Beeld is jou naam van begunstigde. En weer 'n keer uit die bank uit word hierdie bedrag betaal R140 in die bankkolom, sodat die bank aan die einde van die maand minder maak. Daar is nie 'n kolom vir advertensies nie. Dus in die diverse kolom R140 advertensies en advertensies se folionommer in die algemene grootboek is N5. Die volgende betaling vind plaas op die 15de. Addisionele toerusting, dit wil sê nog toerusting, word by parkwinkels gekoop en per cheque betaal R4,200. Ons volgende cheque teenblad nommer is cheque teenblad 006.
Dis baie belangrik dat jou cheque teenblad nommers op mekaar volg. Die dag wat die transaksie plaasvind is die 15de Junie. Die cheque is uitgereik aan Parkwinkels. Parkwinkels is jou naam van begunstigde. Die bedrag wat uit die bank uit betaal is R4.200 en dit is vir nog toerusting wat aangekoop is. Nou, toerusting het nie 'n kolom nie, alhoewel ons hierdie maand 2 keer toerusting gekoop het, daarom weer in die diverse kolom R4.200 toerusting en toerusting is B4. Indien dit gereeld gebeur dat ons meer as 1 keer 'n maand toerusting koop, dan sal ons daaraan dink om 'n kolom vir toerusting te open. Maar hierdie is die begin van die besigheid, dus het hulle dalk in hierdie eerste maand meer as 1 keer toerusting gekoop en dit gaan dalk nie weer gebeur nie. Ons volgende transaksie op die 17de, kontant ontvang. Baie belangrik, ons gaan die kontant ontvangsjoernaal skryf. Kontant ontvang vir dienste gelewer volgens die kasregisterrol R1.980. Nou wanneer ons geld ontvang volgens die kasregisterrol, dan het die kasregisterrol nie 'n nommer nie. Daarom skryf ons net KRR. Die dag wat die transaksie plaasvind is die 17de en nou as ons geld ontvang vir dienste gelewer, dan skryf ons in die besonderhede kolom dienste gelewer. Die geld is ontvang, dis in ons kasregister. Daarom in die ontleding van ontvangste kolom skryf ons die R1.980. Dit is die enigste ontvangste op die 17de Junie. Daarom trek 'n streepie en sê ons vul in op die bankdeposito strokie R1.980. Dus vat hierdie R1.980 bank toe. Dit is wat hierdie streepie beteken. Ons gaan bank toe en ons sit die R1.980 in die bank. Nou hierdie geld is ontvang vir dienste gelewer, dit wil sê dis lopende inkomste, daarom in die lopende inkomste kolom R1.980. Aan die einde van die maand sal ons die bank debiteer met hierdie bedrag en lopende inkomste krediteer, want lopende inkomste is 'n inkomste wat die eienaarsbelang vermeerder. Die volgende transaksie op die 19de, hierdie is belangrik, lone per cheque betaal R120. Nou die volgende cheque teenblad nommer is cheque teenblad 007. Die betaling is gemaak op die 19de Junie. Nou as ek lone betaal, dan wil ek vir elke loontrekker sy bedrag geld in 'n koevertjie sit. Dus onder naam van begunstigde skryf ek altyd as ek lone betaal die woord kontant, want die cheque word kontant uitgemaak sodat ek die geld kontant kan trek by die bank en die loontrekkers kan betaal. Die bedrag wat betaal is R120 en hierdie R120 was vir lone gewees. Daar's 'n kolom vir lone, daarom in die lone kolom R120. Die bank sal gekrediteer word, minder gemaak word en lone wat 'n uitgawe is, sal gedebiteer word aan die einde van die maand. Die volgende transaksie op die 20ste, betaal R100 weer aan die City of Tshwane vir water en elektrisiteit. My volgende cheque teenblad nommer is cheque teenblad 008. Die transaksie vind plaas op die 20ste. Die naam van begunstigde is die City of Tshwane. Dit is aan wie ons die cheque uitreik. Die bedrag geld wat ons betaal uit die bank uit is R100 en daardie R100 is vir water en elektrisiteit. Daar's nie 'n kolom vir water en elektrisiteit nie. Daarom in die diverse kolom R100 water en elektrisiteit is die rekening wat ons gaan debiteer en water en elektrisiteit is N6. Daarom N6 uitgawe sal gedebiteer word. Ons volgende transaksie vind plaas op die 22ste Junie. Koop verbruiksgoedere van Absolute Traders en betaal R700 per cheque. Die cheque teenblad wat volg is cheque teenblad 009. Die dag wat die transaksie plaasvind is die 22ste. Die cheque is uitgereik aan Absolute Traders. Dit is die naam van begunstigde. Die bedrag op die cheque
is R700. Ons gaan die bank minder maak met R700 en dit was vir verbruiksgoedere. Ons het 'n kolom vir verbruiksgoedere, daarom R700 by die debietkant van verbruiksgoedere. Die volgende transaksie op die 24ste, weer kontant ontvang vir dienste gelewer volgens die kasregisterrol R2100. Nou onthou die kasregisterrol het nie 'n nommer nie, daarom skryf jy bloot kasregisterrol van die 24ste Junie, dag die 24ste. Die geld is ontvang vir dienste gelewer. Toe ons die geld ontvang, toe sit ons dit in ons kasregister, daarom in die ontleding van ontvangste kolom R2100. Dit was weer 'n keer die enigste ontvangste op die 24ste, trek 'n streepie en vat hierdie geld bank toe. Daarom in die bank R2100 wat ons ontvang het, en dit was weer verlopende inkomste, daarom in die lopende inkomste kolom R2100. Dit was die 24ste gewees. Die volgende transaksie, die 25ste Junie, betaal lone per cheque R140. Nou onthou, lone is 'n kontant cheque. Ons volgende cheque teenblad nommer is nommer 10 of 010, uitgereik op die 25ste. As ek lone betaal, wil ek 'n kontant cheque uitskryf. Hierdie is baie belangrik, 'n kontant cheque vir lone. Die bedrag van die cheque is R140 wat ek uit die bank uitneem, en dit was vir lone, daarom in die lone kolom R140. Die 25ste Junie was daar die betaling gemaak. Die volgende transaksie is nog steeds op die 25ste Junie. Ryke cheque uit aan Telkom ter betaling van die telefoonrekening R70. Nou ons volgende cheque teenblad is nommer 11. Dit is baie belangrik dat hierdie cheque teenblaaie op mekaar volg. Die dag is nog steeds die 25ste. Jy hoef dus nie weer 'n 25 te skryf nie. Die cheque is uitgereik aan Telkom. Aan Telkom is die cheque uitgereik, en nou moet jy dit sien gebeur. Uit die bank uit betaal ons hierdie R70. My bank gaan dus minder word, gekrediteer word. En dit is vir telefoon. Daar is nie 'n kolom vir telefoon nie. Daarom in die diverse rekeninge, telefoon die R70 en telefoon is N8. Dit is die rekening wat ons gaan debiteer. Dit was die transaksies op die 25ste. Op die 28ste. Die eienaar M. de Waal neem 'n cheque van R800 vir eie gebruik. Nou die cheque teenblad wat volg is cheque teenblad nommer 12 of 012. Die cheque word uitgereik aan die eienaar en die eienaar se naam is M. de Waal. Pas op, jy kan nie daar skryf eienaar nie. Die cheque moet iemand se naam of kontant bevat. M. de Waal is die cheque aan uitgereik. Die cheque was vir R800 uit die bank uit betaal, daarom in die bankkolom. En as die eienaar geld neem vir eie gebruik, dan noem ons dit onttrekkings. Daar is nie 'n kolom vir onttrekkings nie. Daarom in die diverse kolom R800 onttrekkings, en onttrekkings is B2. Dit is die rekening wat ons sal debiteer. Ons volgende transaksie vind plaas op die 29ste. Koop 'n voertuig van Brooklyn Motors en betaal per cheque R25.000. Die volgende cheque teenblad nommer is nommer 13 of 013 op die 29ste. Die naam van begunstigde is Brooklyn Motors. Die bedrag geld wat uit die bank uit betaal word is R25.000 en voertuie is aangekoop. Nou daar's nie 'n kolom vir voertuie nie, daarom in die diverse kolom het jy die inskrywing R25.000 voertuie, en voertuie is B3. Dit is die rekening wat ons gaan debiteer. Nog steeds op die 29ste. Kontant ontvang vir dienste gelewer volgens die kasregisterrol R2.460. As ek geld ontvang, dan skryf ek in die kontant ontvangstjoernaal. Nou volgens die kasregisterrol van die 29ste Junie
was daar geld ontvang vir dienste gelewer. Die geld is ontvang, ons skryf dit in die ontleding van ontvangste kolom. Dis die enigste ontvangste vir die dag, trek dis 'n streepie en sê ons gaan hierdie geld in die bank deponeer, R2460. En dit is ontvang vir dienste gelewer wat lopende inkomste is, daarom in die lopende inkomste kolom R2460. Ons volgende transaksie is op die laaste dag van die maand, die 30ste, betaal lone per cheque R140. Nou as ons geld betaal, skryf ons nie KBJ. Ons volgende cheque teenblad nommer is nommer 014. Die transaksie vind plaas op die 30ste Junie. Lone word per kontant cheque betaal. Baie belangrik dat jy onder naam van begunstigde skryf kontant. Uit die bank uit word hierdie geld betaal, daarom die bankkolom R140 en dit was vir lone wat betaal is, daarom in die lone kolom R140. Ons laaste betaling op die 30ste, ryke cheque uit aan Brooklyn Motors vir R240 ter betaling van herstelwerk aan die eienaar se privaat motor. Nou baie belangrik, die cheque is uitgereik aan Brooklyn Motors, dis die naam van begunstigde, al was dit vir onttrekkings. Dus jou laaste cheque teenblad nommer 015. Die cheque is uitgereik aan Brooklyn Motors. Die geld is betaal uit die bank uit, daarom in die bankkolom R240 en waarvoor is dit betaal? Herstelwerk aan die eienaar se motor, dus onttrekkings van R240 en daar sien jy onttrekkings B2 sal gedebiteer word met hierdie bedrag. Nou het ons al die transaksies vir die maand in die kontant ontvangste en kontant betalingsjoernaal geboekstaaf. Die tweede deel van die vraag sê nou vir ons, boek hierdie KW en KB aan die einde van die maand oor na die geopende rekeninge in die algemene grootboek. Nou kom ons kyk na die kontant ontvangstjoernaal. 'n Hulpjoernaal word afgesluit deur die kolomme op te tel. Nou onthou in die kontant ontvangstjoernaal, die ontleding van ontvangste kolom word nie opgetel aan die einde van die maand nie, want dit word elke dag oorgedra na die bank. As ons kyk na hierdie bank kolom, dan is daar R50,000 vir kapitaal ontvang, R1,980 vir lopende inkomste, weer R2,100 vir lopende inkomste en R2,460 weer vir lopende inkomste. Ons kan in die kontant ontvangsjoernaal mooi gaan kyk wat die brondokument was. Ons kan sien waarvoor die geld ontvang is, 'n naam van 'n persoon wat op die kwitansie staan en nou kan ons sê die totale ontvangste vir hierdie maand is R56,540 en dit gaan ons oorboek na die debietkant van die bankrekening B5. Waarvoor ons hierdie geld ontvang? Die lopende inkomste, die totaal wat hierdie maand ontvang is, die geld is in die bank, was R6,540 en daardie R6,540 gaan ons oorboek na die kredietkant van lopende inkomste N1. Die diverse kolom, ons kan hom optel, dis R50,000, maar dit word individueel oorgeboek na die rekeninge in die diverse rekeninge kolom. Daarom, daardie kolom is net vir kruiskontrole. Die bank is gedebiteer met R56,540, dus die R6,540 kredietinskryfing by lopende inkomste plus die R50,000 kredietinskryfing, dit moet daar die debietinskryfing vir ons gee. Nou kom ons kyk na die kontant betalingsjoernaal. Hier is al die betalings wat hierdie maand uit die bank gemaak is. As ek hierdie bankkolom optel, dan is die totaal R43,470. Dit is wat uit die bank uit betaal is. Bank is 'n bate wat minder word, daarom dit word oorgeboek na die kredietkant van die bankrekening B5. Nou is die vraag, wat is betaal? Lone, 'n kolom totaal vir lone, omdat lone iets is wat ons gereeld betaal, R400, dit word oorgeboek na die debietkant van lone N3. Verbruiksgoedere,
Die totaal van verbruiksgoedere wat hierdie maand gekoop is, R1,800. Dit word oorgeboek na die debietkant van verbruiksgoedere. En 2, en dan belangrik, die diverse rekeninge. Elkeen van hierdie rekeninge sal gedebiteer word. As ek hierdie kolom totaal kry, 41.270, dan kan ek toets of ek reg opgetel het, want 43.470, die kredietinskryfing by die bank, is gelyk aan die 400 plus die 1.800 plus die 41.270 rand debietinskryfings. As ek hierdie kruiskontrole doen, dan weet ek of my bankkolom korrek opgetel is. Nou kom ons gaan kyk nou na die oorboeking van hierdie kolom totale, asook die inskrywings in die diverse kolom. Kom ons begin met die kontant ontvangsjoernaal. Daardie R56.540 moet oorgeboek word na die debietkant van die bankrekening. Nou daar sien jy die bankrekening, en nou is dit baie belangrik die volgende. Aan die debietkant van jou bankrekening, 2015 Junie die 30ste. Hoekom Junie die 30ste? Want dit is 'n kolom totaal wat ek oorboek. Hierdie geld is ontvang vir kapitaal en lopende inkomste. Dit wil sê verskillende rekeninge gaan gekrediteer word. Daarom die inskrywing diverse rekeninge met in hakies onder dit totale ontvangste. Ek debiteer die bank vir die totale ontvangste vir die maand en ek gaan verskillende rekeninge krediteer. Belangrik, as jy wil weet watter rekeninge is gekrediteer, kapitaal en lopende inkomste, dan kyk jy in die kontant ontvangsjoernaal. Daarom baie belangrik hierdie folionommer KOJ. Nou kan ons sê, in die KOJ is die bank se kolom totaal R56.540. En daar skryf ons hom in R56.540. Nou watter rekening moet gekrediteer word om hierdie dubbelinnskrywing te voltooi? By lopende inkomste se kredietkant R6.540. Kom ons kyk na lopende inkomste. Hier is my lopende inkomste rekening aan die kredietkant. Baie belangrik, 2015 Junie die 30ste. Hoekom Junie 30ste? Want is 'n kolom totaal wat ek oorboek. Die geld is in die bank, daarom gaan skryf ek die dubbelinnskrywing is by die bankrekening. Dis ingesluit by daardie totaal. En nou kan ek sê, as jy wil weet wanneer is geld ontvang vir dienste gelewer, dan gaan kyk jy in die KOJ. Baie belangrik, die folionommer KOJ. Die totale lopende inkomste vir die maand R6.540 en daar sien jy die inskrywing R6.540. Hierdie R6.540 is ingesluit by daardie banktotaal. Waarvoor is geld nog ontvang? Daardie moet apart oorgeboek word. Die kapitaalrekening moet gekrediteer word met R50.000. Hierdie is nie 'n kolom totaal nie. Dus moet dit op die 2de Junie as datum ingeskryf word. Kyk by die kapitaalrekening se kredietkant, daar is op die 2de Junie 2015 geld ontvang. Die geld is in die bank. Jy kan maar gaan kyk in die KOJ. Dit is waar die inskrywing gemaak is en daar is die bedrag R50.000. Sien jy dus daardie R50.000 krediet plus daardie R6.540 krediet, saam gee dit vir my die debietinnskrywing van R56.540. Kom ons gaan kyk na die kontant betalingsjoernaal. Die kolom totaal van die bankkolom in die KBJ. Dit is die totaal van alles wat uit die bank uit betaal is, R43.470. Die bank wat 'n bate is, moet minder word met hierdie betalings. Daarom aan die kredietkant van die bankrekening. 2015 Junie die 30ste. Hoekom Junie die 30ste? Want dit is 'n kolom totaal wat ek oorboek. Nou, verskillende goed is aangekoop. Lone is betaal, verbruiksgoedere is betaal, handelslisensie, huuruitgawe, toerusting, advertensies, waterelektrisiteit ensovoorts. Die dubbelinnskrywing van hierdie R43.470 is by verskillende rekeninge. Daarom diverse rekeninge, totale betalings vir die maand.
as jy wil weet wat is betaal en wanneer is dit betaal en wat was die cheque teenbladnommer, dan gaan kyk jy in die KBJ. Daarom is hierdie folionommer KBJ baie belangrik. En nou kan ons gaan kyk, die kolomtotaal van die bankkolom in die KBJ was R43.470 en daar sien jy die totaal R43.470. Maar nou moet ons die dubbel inskrywings van hierdie R43.470 gaan voltooi. En wat is betaal? Kom ons kyk na die kolomtotale. Lone R400, lone moet gedebiteer word. Nou onthou, die bedrag is ingesluit by die banktotaal, daarom by lone se debietkant 2015 Junie die 30ste, want is 'n kolomtotaal, geld is uit die bank uitbetaal, gaan kyk maar in die KBJ, jou folionommer baie belangrik, R400 is betaal. Daardie R400 is ingesluit by daardie banktotaal van 43470. Verbruiksgoedere, R1800 is gekoop. Hier is die verbruiksgoedere rekening en daar sien jy aan die debietkant van verbruiksgoedere 2015 Junie die 30ste, want dit is 'n kolomtotaal. Daar kan jy ook sien ons boek dit oor na die debietkant van N2. Die bedrag wat betaal is uit die bank betaal. Gaan kyk maar in die KBJ as jy wil weet wanneer en by wie. Daar is die naam van begunstigde. Ons het mooi inligting, is verbruiksgoedere gekoop. Die totaal R1800 en dit is natuurlik ingesluit by daardie totaal waarmee die bank gekrediteer is. Nou moet ons gaan kyk na elke betaling in die diverse kolom. Daar sien jy die handelslisensie wat betaal is, die huuruitgawe wat betaal is, toerusting wat gekoop is en nou is dit belangrik dat jy die dag gebruik waarop hierdie transaksie plaasgevind het, want hierdie is nie 'n kolomtotaal nie. Dus, kom ons kyk na handelslisensie. Die handelslisensie is betaal op die 5de Junie 2015, geld uit die bank uit, gaan kyk maar in die KBJ, R600. Kyk ons na die volgende betaling wat gemaak is, huuruitgawe. Daar sien jy die huuruitgawe rekening N7, huuruitgawe 2015 Junie die 6de uit die bank uit betaal, gaan kyk maar in die KBJ, R1320. Dan volgende is daar betaal, toerusting is gekoop, toerusting is B4, by toerusting se debietkant, belangrik, daar was 2 keer die maand toerusting aangekoop, 2015 Junie die 9de, bank, gaan kyk maar in die KBJ, R8800 se toerusting is aangekoop hierdie maand uit die bank uit. Dis ingesluit by daardie kolomtotaal van die bank. Die volgende betaling was advertensies, R140. Advertensies is uit die bank uit betaal. Advertensies is N5, 2015 Junie die 11de, uit die bank uit, gaan kyk maar in die KBJ, is R140 vir advertensies betaal. Onthou moet die folionommer van advertensies in te vul. Daar is weer toerusting gekoop op die 15de Junie, daarom by die toerustingrekening se debietkant 'n verdere inskrywing op die 15de Junie, bank KBJ, as jy wil weet by wie ons gekoop het, R4200 saam met die R8800 op die 9de Junie. Dan is daar water en elektrisiteit betaal R100 op die 20ste Junie. Die water-elektrisiteitsrekening is N6 en daar sien jy aan die debietkant 2015 Junie 20ste, bank KBJ, die R100 wat betaal is. Jy kan meer inligting kry in die KBJ, weet aan wie die cheque uitgereik is en wat die cheque teenbladnommer is. Die telefoon is op die 25ste betaal, die telefoonrekening N8 aan die debietkant van telefoon 2015 Junie die 25ste, bank KBJ, R70 is betaal. Belangrik, hierdie folionommer verwys na die kontantbetalingsjoernaal inskrywings. Dan het die eienaar op die 28ste Junie R800 onttrek. Daar is jou onttrekkingsrekening en daar sien jy 2015 Junie die 28ste uit die bank uit, gaan kyk maar in die KBJ, het die eienaar R800 onttrek. Die volgende
oorboeking is voertuie wat aangekoop is op die 29ste Junie en die voertuierekeninge bate wat meer word aan die debietkant 2015 Junie die 29ste bank KBJ R25.000 betaal vir voertuie. Laaste betaling was onttrekkingsweer R240 op die 30ste Junie. En daar sien jy die inskrywing, die 30ste Junie uit die bank uit, gaan kyk maar die KBJ, R240 is betaal vir onttrekkings. En nou het ons volledig die kontantontvangstjoernaal en kontantbetalingsjoernaal oorgeboek en nou kan ons die rekeninge afsluit. Nou kapitaal het net een inskrywing aan die kredietkant, onttrekkings sal ons moet optel, die onttrekkings se totaal 1040. Voertuie het net een inskrywing aan die debietkant, toerusting sal ons moet optel, die totaal R13.000. Nou dis baie belangrik dat jy verstaan, al hierdie rooi inskrywings aan die debietkant verwys elke keer na die bank, want as jy al hierdie rooi debietinnskrywings optel, dan sal jy daar die totale betalings uit die bank kry, R43.470. Nou kom ons kyk na die bankrekening. Die totale ontvangste vir die maand was R56.540 en die betalings was R43.470. Dus die debietkant is die grootste, R56.540. As ek aftrek die R43.470 wat betaal is, dan kry ek 'n saldo oorgedra na volgende maand toe van R13.070. Toets net, as jy kredietkant optel, dan balanseer hy op R56.540 en daardie R13.070 is Julie die 1ste, die saldo wat ek afbring, ons begin met R13.070 in die bank. As ek na die nominaalrekening kyk, lopende inkomste kan ek dadelik die totaal sien, ook verbruiksgoedere en lone, handelslisensie, advertensies, waterelektrisiteit, huuruitgawe en die telefoonrekening. Almal net een inskrywing, dus kan ek dit net so los. Nou ons volgende opdrag sê vir ons, sluit die rekeninge af, bepaal die saldo van die bankrekening, dit het ons gedoen, en nou die lekker deel, stel 'n proefbalans op 30 Junie op, om die korrektheid van jou oorboeking, dit wil sê die dubbelinnskrywing, te toets. Nou 'n proefbalans is niks anders as hierdie saldo's van die balansstaatrekeninge en hierdie totale van die nominaalrekeninge onder mekaar geskryf om te toets. Nou kom ons gaan doen dit, die proefbalans. Die balansstaatrekeninge afdeling. Ons eerste twee balansstaatrekeninge is ons eienaarsbelangrekening kapitaal en onttrekkings. Kapitaal is B1, onttrekkings is B2. Nou baie belangrik, kapitaal het 'n kredietsaldo van R50.000 en onttrekkings het 'n debiettotaal van R1.040. Dus kom ons gaan skryf in die R50.000 aan die kredietkant vir kapitaal, die R1.040 aan die debietkant vir onttrekkings. Volgende is dit ons nie bedryfsbates, voertuie en toerusting. Daarom kom ons gaan toon aan die voertuie en die toerustingrekeninge. Belangrik dat jy die folionommer skryf. Voertuie is B3, toerusting is B4. Die onderneming besit tans voertuie van R25.000 en toerusting van R13.000. Beide is bates, dus beide aan die debietkant, daardie totale. 25.000 voertuie en 13.000 toerusting. Ons laaste balansstaatrekening is die bank en die bank het geëindig met 'n debietsaldo. Dit wil sê dis 'n batige saldo van R13.070. Kom ons gaan skryf in die bankrekening B4 toon 'n debietsaldo van R13.070. En nou kan ons gaan kyk na ons nominale rekeninge. Nou die enigste inkomste rekening is lopende inkomste, 'n krediettotaal van R6.540. Gaan skryf dus in lopende inkomste. Nou lopende inkomste het jy gesien is N1, dis ons eerste nominale rekening en hy het 'n krediettotaal van
R540. Die res van ons rekeninge is almal uitgawes. Verbruiksgoedere R1800, lone R400, dis almal debiet totale, handelslisensies R600, advertensies R140, waterrekstyd R100, huuruitgawe R1320 en telefoon R70. Kom ons gaan skryf dus in ons uitgawe rekeninge en ons lys hulle hier onder mekaar en daar sien jy al die uitgawe rekeninge. Verbruiksgoedere was N2 en verbruiksgoedere se totaal was R1800. Lone was N3, totaal R400. Volgende was handelslisensie N4 en die totaal van die handelslisensie wat betaal is R600. Advertensies N5, totaal R140. Water en elektrisiteit N6, R100, huuruitgawe N7 R1320 en telefoon N8 'n totaal van R70. En nou kom ons by die lekker deel. As ons die dubbel inskrywingsbeginsel toegepas het, dan moet die totaal van hierdie debietkant gelyk wees aan die totaal van die kredietkant. So kom ons tel nou op. As ek onttrekkings plus voertuie plus toerusting plus die geld in die bank plus die verbruiksgoedere wat betaal is, plus lone, plus handelslisensie, plus advertensies, plus waterrekstyd, plus huuruitgawe en plus telefoon vat, dan kry ek 'n totaal aan die debietkant van R56.540. As ek die kredietkant optel, kapitaal R50.000 plus lopende inkomste R6.540, ja, dan is die kredietkant ook R56.540 en ek weet ek het die dubbel inskrywingsbeginsel toegepas. Nou hier aan die einde is daar net so lekker verrykingsvraagie. Bereken die netto wins vir Junie 2015. Nou netto wins is mos inkomstes minus uitgawes. Inkomstes en uitgawes is almal nominale rekeninge. So hierdie is baie maklik. R6.540 is die inkomste. As ek al hierdie uitgawes aftrek, dan kry ek my netto wins vir hierdie maand. Netto wins is jou inkomstes minus jou uitgawes. En daar het ons inkomste is net daardie lopende inkomste van R6.540. Ons uitgawes is al hierdie uitgawes bymekaar getel. Daar sien jy die R1.800 verbruiksgoedere, die R400 lone, die R600 advertensies, die R140, R600 is handelslisensie, R140 advertensies, R100 waterrekstyd, huuruitgawe R1320 en R70 telefoon. Dus die R6.540 inkomste minus die R4.430 uitgawes, dit gee vir jou 'n netto wins vir hierdie maand alleen van R2.110. Kan jy sien hoe maklik kan jy 'n netto wins bereken as jy 'n proefbalans het? Inkomstes minus uitgawes, dit is jou netto wins. Maak seker dat jy die hulpjoernale verstaan. Kontantontvangsjoernaal, hierin skryf jy slegs as jy geld ontvang. Die kontantbetalingsjoernaal, slegs as jy geld betaal, altyd 'n cheque teenbladnommer in die kontantontvangsjoernaal, 'n duplikaat kwitansie of kasregisterrol. Eers aan die einde van die maand word hierdie kontantontvangsjoernaal oorgeboek en die kontantbetalingsjoernaal oorgeboek, jou folioverwysing KOJ en KBJ. Belangrik dat jy altyd verwys na die KOJ of die KBJ. As jy dan aan die einde van die maand die rekeninge afsluit en 'n proefbalans opstel, dan moet die proefbalans balanseer en dan is dit maklik om sekere berekeninge uit die proefbalans te doen. Ons gaan nou 'n hele klompie oefeninge doen soortgelyk aan hierdie vraag.